Dag sê en welkom by die laaste videoles in hierdie hoofstuk van Euklidiese meetkunde. In vandag se video gaan ons kyk na die formele bewyse van stellings wat jy moet ken vir eksamendoeleindes. Ons het gesien dat daar 9 stellings is wat jy in graad 11 moet ken. Hierdie 9 stellings deel ons op in groepe van 3 elk. Die eerste 3 het te maak met die middelpunt, die volgende 3 met koorde vierhoeke en die laaste 3 met raaklyne. So die middelpuntstellings het gesê, as daar vanuit die middelpunt van 'n sirkel 'n lyn loodreg op 'n koord getrek word, dan halveer dit die koord. Volgende het ons gekyk en gesê dat die middelpuntsoek is 2 keer jou omtreksoek. Die derde een het gesê, as daar 'n middellyn is, dan is die hoek op die omtrek, die hoek in die halwe sirkel gelyk aan 90 grade. Die koorde vierhoekestellings het eerstens gesê, dat as dit 'n koorde vierhoek is, dan is die teenoorstaande hoeke supplementêr, met ander woorde dit is saam 180 grade. Die volgende ene het gesê, dat die buitehoek van 'n koorde vierhoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. En die laaste ene het gesê, dat omtreksoeke in dieselfde sirkelsegment ewe groot is. Die 3 wat te doen het met die raaklyne, het gesê dat indien daar 'n raaklyn aan 'n sirkel is, en daar's vanuit die middelpunt van die sirkel 'n radius op die raaklyn, dan is die radius loodreg op die raaklyn. Tweede ene, as daar van 'n punt buite die sirkel 2 raaklyne getrek word, dan is hierdie 2 raaklyne ewe lank. En onthou, dit is net van die punt buite die sirkel tot by die raakpunt wat ewe lank gaan wees. Laaste een het gesê dat die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Nou uit hierdie 9 stellings is daar 4 stellings wat jy moet kan bewys. En dit is die 4 soos wat dit nou op die skets vir jou aangedui is. So jy moet slegs die volledige bewyse van die volgende stellings gaan ken. So vir die res van die stellings, met ander woorde die oorblywende 5, moet jy slegs die bewoording en die sketse ken. So dit is stelling 1, wat stel dat die loodlyn uit die middelpunt van die sirkel na 'n koord is. Stelling 2, wat sê die middelpuntsoek is gelyk aan 2 keer die omtreksoek. Stelling 4, teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. En laastens stelling 9, hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord. Wanneer dit kom by die bewys van stellings, word daar nogal in meeste gevalle gebruik gemaak van kongruensie. So kom ons hersien gou vlugtig net weer hierdie konsep. Kongruensie verwys na, in hierdie geval wat ons gaan gebruik, spesifiek na 3 hoeke, en dit is 2 driehoeke wat dieselfde vorm en grootte het. Kongruensie kan natuurlik vir enige meetkundige figuur geld, maar ons werk maar meestal met driehoeke. Die eerste rede wat ons vir kongruensie kry in driehoeke, is dat die 3 sye ewe lank is, en ons gebruik dan die rede sy. Die tweede ene is 2 sye en 'n ingeslote hoek, sy, so die hoek moet tussen die 2 bekende sye wees. Die derde rede vir kongruensie is 2 hoeke en 1 sy, hoek, sy, en is belangrik om dan raak te sien, die sy hoef nie tussen die 2 hoeke te wees nie, dit kan enige een van die driehoekse sye wees. Die laaste ene het te maak met 'n reghoekige driehoek, so dit is dat die regte hoek, die skynsy en die sy, so die 90 grade skynsy, sy. Kom ons kyk nou na die eerste stelling. So die stelling stel, en hulle gaan ook presies hierdie woorde gebruik op 'n manier in 'n vraag, om te vra jy moet hierdie bewys volledig in 'n toets of 'n eksamen uitskryf. Stelling 1 sê dat as 'n lyn vanuit die middelpunt van 'n sirkel loodreg op 'n koord getrek word, dan halveer die lyn die koord. En onthou die rede wat jy gebruik het, was loodlyn uit middelpunt sirkel na. So vir die stelling se bewysgedeelte. 'n Stelling bestaan altyd uit 4 elemente. Daar's 'n gegee gedeelte, daar's 'n skets,
daar's 'n gedeelte wat te bewys is, dis die vraag wat vir jou gevra word, en dan laastens die bewys self. So, kom ons begin met die gegee. Nou die gegee kry jy eintlik uit daai vraag uit daai stelling uit wat ons op die vorige skyfie gesien het. Gegee is 'n sirkel met middelpunt O en 'n koord AB met OM loodreg op AB. So presies dit wat gegee is, moet jy dan vir jouself gaan skets, indien jy nie 'n skets reeds ontvang het nie. Wat moet ons bewys? Ons moet nou gevolglik bewys dat AM is gelyk aan BM. Met ander woorde, die koord word halveer. So vir die bewys moet ons nou 'n bietjie iets ekstra met hierdie skets doen. Gaan konstrueer vir jouself radii OA en OB. Nadat jy dit gedoen het, behoort jy nou te kan sien dat daar 2 driehoeke op jou skets is, 2 reghoekige driehoeke. So in driehoek AMO en driehoek BMO, so gaan ons nou 'n bietjie kongruensie gebruik. So AMO is die een driehoek en BMO is jou tweede driehoek. So in hierdie rede sien ons, gaan ons sê AO is gelyk aan BO, dis radii. OM is gelyk aan OM, dis gemeenskaplike sye. En laastens hoek M1 is gelyk aan hoek M2 en dit is vir ons gegee, want dit is gegee dat OM loodreg op AB is. So hier kan jy sien, dit is die 90 grade skyn sy rede van die kongruensie wat ons gebruik het. Let mooi op, jy moenie vergeet van die simbool van kongruensie oor hoe hy lyk nie. Nou die lekker ding van kongruensie is, uit kongruensie kan ons dus nou die afleiding maak dat AM gelyk gaan wees aan BM en daar is jou stelling bewys. Die tweede stelling wat ons na kyk is dan ook nou stelling 2 wat stel dat as 'n boog 'n middelpunt soek en 'n omtrek soek by enige punt op die omtrek van 'n sirkel onderspan, dan is die middelpunt soek 2 keer die grootte van die omtrek soek. So weer eens, die gegee gedeelte stel vir ons 'n sirkel met middelpunt O, 'n boog AB wat hoek AOB by die middelpunt en hoek ACB op die omtrek onderspan. Nou jy gaan sien, hierdie stelling het 3 gevalle. So met ander woorde, daar's 3 sketse en jy moet seker maak jy weet hoe werk al 3 hierdie sketse. Nou die sketse 1 en 2 of geval 1 en 2 se bewys is presies dieselfde. Die derde skets se bewys lyk ietwat anders. So, kom ons kyk gou-gou die boog. So die boog is hierso aangedui met 'n rooi lyn. So dit is tussen die A en die B. So hier het ons 'n klein boog en hier het ons 'n groter boog. So die hoek in die middelpunt is eerstens daarso by die eerste skets en by die tweede skets is dit spesifiek hierdie gedeeltetjie hier in die onderkant. Die omtreksoek is dan elke keer ons hoek daarby C. So, ons moet dus bewys dat daai AOB hoek gelyk is aan 2 keer ons hoek ACB. Nou vir die bewys het ons ook 'n konstruksie nodig. So jy verbind daai hoekpunt C met O en jy verleng hom so ietwat. Nou hierdie verlenging, hierdie konstruksie wat jy gemaak het, het gemaak dat jy daai figuur wat jy het, basies in 2 driehoeke verdeel het. Nou as ons kyk, hoek O1 is gelyk aan hoek A plus hoek C1 en dit kom vanaf die reël van die buitehoek van 'n driehoek. So kom ons kyk in die eerste skets. As ons kyk na hierdie linkerkantste driehoek, dan sien ons O1 is nou as gevolg van daai konstruksie stippeldyn van ons, vorm hy 'n buitehoek en die buitehoek is gelyk aan die 2 teenoorstaande binnehoeke, naamlik A en C1. By hierdie skets dieselfde, so ons konstruksie het veroorsaak dat ons hierso weer met 'n buitehoek sit wat gelyk is aan die 2 teenoorstaande binnehoeke se som.
Maar ons weet ook dat hoek A gelyk is aan hoek C1, want dit is hoeke teenoor radii. So met ander woorde, daai AO is gelyk aan OC is radiusse, wat maak dat jy 'n gelykbenige driehoek, so dis hoeke teenoor daai gelyke sye, oftewel radii. So tegnies kan ons dus hierso sê dat hoek O1 is gelyk aan 2 keer hoek A, of 2 keer hoek C1. So ons gaan spesifiek met die hoek C1, want ons wil ons nou juis bewys dat daai hoek O 2 keer hoek C is. Net so, as ons dan na die regterkantste driehoekies kyk, gaan ons ook kan bewys dat hoek O2 gelyk is aan 2 keer hoek C2. So met ander woorde, jy hoef nie weer alles uit te skryf nie. En nou begin ons afleidings maak. Hoek O1 plus hoek O2 is dis mos nou met ander woorde gaan lyk aan hoek 2 keer hoek C1 plus 2 keer hoek C2. As ons dit faktoriseer, dan sien ons nou eerstens hoek O1 plus O2 is daai hoek AOB wat ons gesoek het. En as ons aan die regterkant 'n 2 as 'n gemeenskaplike faktor uithaal, dan het ons in die hakkies oor daai hoek C1 plus C2 wat eintlik maar niks anderster as die hoek ACB, die omtrekshoek is wat ons gesoek het nie. Vir die derde geval sal jy sien die sketsie lyk nogal heel wat anders. Nou, die gegee is presies dieselfde. Dis 'n sirkel met middelpunt O, 'n boog AB wat AOB by die middelpunt en ACB by die omtrek onderspan. So hierdie gedeelte is nog dieselfde as die eerste 2 gevalle. Ons wil ook in hierdie geval bewys dat hoek AOB gelyk is aan 2 keer hoek ACB. So net soos met die eerste gevalle, gaan jy in hierdie geval C met O verbind en dit so bietjie verleng. Nou let op die hoekies wat ons sommer dadelik gemaak het. So as ons nou daai verlenging vat en ons vat hom na elkeen van ons sye van ons skets. So eerstens gaan ons sien die blou ene is net tot teen sy AO en aan hierdie kant is hy net tot teen AC. So dis net daai klein stukkie. Die tweede hoek wat ons kry is dan al die pad van daai stippellyn tot teenoor OB en natuurlik ook dan teenoor BC. As ons nou kyk, hoek O1. So O1 is die buitehoek van hier is die driehoek AOC. Okay? En dit is weer eens die buitehoek van daardie driehoek. So hy is gelyk aan hoek A plus hoek C1. Maar ons weet weer eens dat hoek A gelyk is aan hoek C1, dis weer daai hoeke teenoor radii. So gevolglik is hoek O1 2 keer hoek C1. Net so is hoek O2 gelyk aan 2 keer hoek C2, want O2 is dan nou van hierdie OBC driehoek die buitehoek. In hierdie geval, omdat ons nou spesifiek AOB wil kry, moet jy raak sien dat AOB is hoek 2 minus hoek 1 gee vir ons dan daardie hoek. En dit is dan ook wat jy dan gaan neerskryf. So hoek O21 minus hoek O1, maar ons weet hoek O2 is dieselfde as 2 keer hoek C2 en hoek O1 is dieselfde as hoek 2 keer hoek C1. So jy vervang dit in en weer eens, nou kan ons daai faktorisering doen en dan kry ons die middelpuntshoek is 2 keer ons omtrekshoek. Die volgende stelling waarna ons kyk is stelling 4, wat stel dat as 'n vierhoek 'n koorde vierhoek is, dan is die teenoorstaande hoeke supplementêr. Vir hierdie bewys word ons gegee weer eens 'n sirkel met middelpunt O, wat koorde vierhoek ABCD bevat. Ons wil bewys dat hoek A plus hoek C 180 grade is en dat hoek B plus hoek D 180 grade is. Vir die bewys het ons weer eens 'n konstruksie nodig en dit is 2 radiusse wat jy gaan intrek. So dis radius OB en OD wat jy gaan intrek.
Nou uit die vorige stellings, en onthou, dit is nou die lekker ding, ons is nou al by stelling 4, so daar is 3 stellings voor dit wat reeds geld en wat ons reeds mag gebruik. So uit die vorige stelling, spesifiek stelling 2, weet ons dat hoek O2, en dit is nou die groen ene hierso, is gelyk aan 2 keer hoek C. En die rede daarvoor is, jou middelpuntshoek is 2 keer jou omtrekshoek. Net so is O1, hoek O1 gelyk aan 2 keer hoek A, ook middelpuntshoek is gelyk aan 2 keer jou omtrekshoek. Dit beteken dus dat hoek O1 plus hoek O2 gelyk is aan, en sien sommer raak, dis klaar gefaktoriseer, 2 keer ons hoek A plus C. Maar wat weet ons van hoek O1 plus O2? O1 plus O2 is saam 360 grade, want dit is hoeke om 'n punt of 'n omwenteling. Gevolglik beteken dit dus dan, as ons sê hoek O1 plus O2 is 360, en 360 is gelyk aan 2 keer daai hoek A plus C, deel met die 2, en dit is hoe ons dus kry dat hoek A plus C is 180 grade. Jy het nie egter nodig om daai hele redenasie uit te skryf nie, soos wat dit hier staan, is 100% voldoende genoeg. Net so, want onthou, daar is mos nou nog die ander 2 hoeke ook. So net so, die radiusse OA en OC te trek, kan ons dus ook bewys dat hoek B plus hoek D gelyk aan 180 grade is. So die bewys sou presies dieselfde gewees het as die wat ons reeds gedoen het, en daarom met daai woordjie net so, help dit vir ons dat ons nie alles weer hoef uit te skryf nie. Die laaste stelling waarna ons gaan kyk is die stelling 9, wat stel dat die hoek wat gevorm word deur die raaklyn aan 'n sirkel en 'n koord, wat vanuit die raakpunt getrek word, is gelyk aan 'n hoek in die teenoorstaande sirkelsegment. Nou hierdie stelling het 2 gevalle, 2 tipe sketse wat ons kan gebruik. So vir die eerste geval word vir ons gegee 'n sirkel O met EPT 'n raaklyn by P. Te bewys dat BPT gelyk is aan PAB. So dit is die 2 skerphoeke. So dit is met ander woorde, daai hoekie daar waar die rooi kolletjie nou is, en dan daai hoekie daar. So dis 2 skerphoeke. So vir hierdie bewys moet jy vir jouself 'n konstruksie gaan teken, naamlik die middellyn COP, en ons verbind dan C met A. Nou, behalwe vir die konstruksie, het ek dadelik sommer vir my die hoekies ook alles gemerk. So ons het hierso, tussen daai stippellyn en die soliede lyn, het ons hoek 1, en dan daai hoek A2, wat ons nou juis by wil uitkom, dan weer by die stippellyn en daai soliede lyn het ons daarso P1, en dan die hoek wat ons by wil uitkom, die hoek tussen die raaklyn en die koord, daai hoek P2. So eerstens weet ons dat hoek P1 plus hoek P2 is gelyk aan 90 grade. En dit kom vanuit daai stelling wat ons gesien het, dat die radius is loodreg op die raaklyn. So daai 2 hoeke saam is 90 grade. Maar ons weet ook dat hoek A1 plus hoek A2 is gelyk aan 90 grade, want onthou, hierdie is 'n middellyn, so dit beteken hoek A is 'n hoek in 'n halwe sirkel wat 90 grade is vanuit vorige stellings. Maar wat weet ons nou verder? Hoek A1 is gelyk aan daai hoek P1, want is omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment. So as jy jou vingers op punt B en punt C gesit het, en die lyne sou gevolg het, dan sou jy gesien het, daai soliede lyn en die stippellyn gaan na daai ene toe, maar vanuit B en C gaan dit ook na die P1 toe. En dis hoe ons die 2 omtrekshoeke kry. So as daai 2 hoeke gelyk is, so dink weer 'n bietjie terug aan daai abstrakte skryfwyse van ons, kan ons dus na die afleiding maak dat hoek A2 gelyk moet wees aan hoek P2. En dit is mos nou juis wat ons wou bewys, so gaan skryf dit net mooi op die manier, hoek PAB is gelyk aan hoek BPT.
Die tweede geval waarna ons gaan kyk, lyk ons skets so klein bietjie anders. In hierdie geval nog steeds die sirkel O met EPT 'n raaklyn by P. Nou hier wil ons 'n stomphoek bewys. So ons sal hierso bewys dat EPB, so daar is die stomphoek, gelyk is aan daai PDB. So met ander woorde, dis twee stomphoeke wat ons nou gelyk wil bewys, waar geval 1 skerphoeke is. Weereens het ons 'n konstruksie nodig en dit is weer 'n middellyn, COP, en ons verbind die keer C met daai D. So jy verbind dit elke keer met die hoek waarby jy wil uitkom. So kom ons kyk wat het ons in hierdie geval. Ons weet hoek P1 is gelyk aan 90 grade vanuit daai stelling radius loodreg op raaklyn. En ons weet ook dat hoek D1 gelyk is aan 90 grade hoek in 'n halwe sirkel. Verder weet ons dat hoek P2 gelyk is aan hoek D2, want is omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment en die boog wat dit onderspan is weer eens daai boog BC. So, hoek P1 plus hoek P2 is dus nou gelyk aan hoek D1 plus hoek D2. En dit is dan presies die hoeke wat ons wou bewys. Die beste manier om hierdie stellings te leer is om dit oor en oor en oor uit te skryf. Moet dit asseblief nie soos 'n papegaai gaan probeer leer nie, want dan gaan jy verseker in 'n eksamen vergeet wat jy moet skryf. Kyk mooi na die stappe, maak seker jy verstaan dit en volg dit op 'n logiese manier. Geniet die huiswerk wat nou ook so aan die einde van die hoofstuk is en sterkte met die leerwerk.